Jesus sê, julle moet mekaar lief hê. As ek raad julle lief het, so baie, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Amen. Goeiedag en baie welkom by Helderberg Gemeente se elektroniese diens. Ek het gedink om sommer maar net te noem dat ons die diens opneem op 'n donderdag. En dan Sondag is die erediens live, soos ons sal sê. Want wat verlede week gebeur het, is Daniel Kennedy het die diens opgeneem op die donderdag en ons wêreld tot op een manier gelyk en teen die Sondag toe hy preek, toe lyk ons wêreld op 'n hele ander manier. Ons gaan nou lekker saam gesels daaroor. Ek is Melanie Smit. Ek is 'n tentmakerleraar wat gekoppel is aan Helderberg Gemeente en ek het ook die voorreg om Helderberg Uitreik se bestuurder te wees. Kom ons raak rustig voor die Here en ons bid saam. Here Jesus, ons kies om soos Maria by U voete te kom stil raak. Ons haal lekker diep asem. Ons kom vind onsself liggaam, siel en gees hier teenwoordig voor U, by U. Ons gebed is dat U ook met ons sal gesels uit die woord uit en ons weet dit bly nooit net by gesels nie. U daag ons uit en ons gebed is Heilige Gees dat ons gehoorsaam sal wees om te gaan waarheen U ons roep. Amen. Ons is besig met ons 7 weke reeks Sinsoekers en ons is hierdie week aan die einde daarvan. Dit was regtig 'n lieflike reis gewees. Partykeer was dit moeilike situasies en temas wat ons bespreek het. En vandag kom ons by ene wat ek dink vir baie mense bietjie ongemaklik is om te sê ontwrig. Ek het nou nie noodwendig opgewonde geraak toe ek hierdie tema gesien het nie. Want wat beteken hierdie ontwrig? En ons ander tema of ons subtema's raak gewoond aan anders. Nou ons teksgedeelte kom uit Lukas 10 vers 1 tot 20 uit die Afrikaans 2020 vertaling. Ek gaan dit vir ons lees en ek wil julle uitnooi om ook saam met my te lees uit hierdie gedeelte uit. Lukas 10 vanaf vers 1 tot vers 20. Hierna die Here nog 72 ander aangewys en hulle 2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek wat hy nog wou besoek. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min. Daarom moet julle bid tot die Here, aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou, kyk ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beurs of 'n reissak of sandale saamdra nie, en moet niemand langs die pad groet nie. Watter huis julle ook al binne gaan, sê eers, vrede vir hierdie huis. As daar 'n vredelewende mens woon, sal julle vrede op hom rus, anders sal dit na julle toe terugkeer. Bly in dieselfde huis, terwyl julle eet en drink wat hulle vir julle aanbied, want die arbeider is sy loon werd. Moenie van huis tot huis rondtrek nie. As julle in 'n dorp kom en die mense verwelkom julle in 'n dorp, eet wat aan julle voorgesit word. Maak die siekes wat daar is gesond en sê vir hulle, vir julle is die koninkryk van God op hande. As julle in 'n dorp kom waar hulle julle nie verwelkom nie, gaan dan uit in die strate en sê, selfs die stof van julle dorp wat aan ons voete kleef, vee ons af as aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is op hande. Ek sê vir julle, vir die mense van Sodom sal dit op daardie dag draagliker wees as vir daardie dorp. Wee jou Chorazin, wee jou Betsaida, want as die kragtige dade wat in julle plaasgevind het, in Tyrus en Sidon gebeur het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar vir Tyrus en Sidon sal dit op die oordeelsdag draagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, sal jy tot die hemel toe verhoog word? Nee, jy sal na Hades afdaal. Wie na julle luister, luister na my, en wie julle verwerp, verwerp my, en wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Die 72 het vol blydskap teruggekeer en gesê, Here, selfs die demone onderwerp hulle aan ons op grond van U naam. Toe sê hy vir hulle, ek het Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val.
Kyk, ek het aan julle gesag gegee om op slange en skorpioene te trap, en ook oor al die mag van die vyand. Niks sal julle enige skade kan aandoen nie. En tog moet julle nie bly wees, net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie. Wees eerder bly, dat julle name reeds in die hemel opgeskryf is. Ons lees net tot sover. In die reeks The Chosen is daar 'n vreeslike mooi gedeelte wat Jesus vir Matteus roep. Matteus is 'n tollenaar, die Jode haat hom, want hy buit hulle uit. So op 'n dag stap Jesus daar verby en dan sê hy vir Matteus, volg my. Die mooiste in hierdie gedeelte is Petrus se reaksie. Hy is van, nee, Here, wag 'n bietjie, wat doen u? Ken jy hierdie man? En dan sê Jesus, ek ken hom. Petrus is dan half verbaas en sê, Here, maar ek verstaan nie. En dan sê Jesus vir hom, jy het nie verstaan toe ek jou geroep het nie. Jy verstaan ook nie nou wat ek vir Matteus roep nie. So raak gewoond aan anders. En Petrus het gewoond geraak aan anders. Jesus kom roep elkeen van ons. Hy kom ontwrig ons. Hy kom sê vir ons, raak gewoond aan anders. Ons het die afgelope 7 weke as 'n ontdekkingsreis aangepak. Ons het ons kaartie agter ons. Ons het vir mekaar gesê, dis 'n avontuur saam met God. Kom ons reis saam met God, met mekaar, en ons gaan kyk, wat gee vir ons sin in hierdie wêreld waarin ons vandag leef. En ek dink, dit is hierdie week nog meer so as voorheen. So die eerste week het ons gesê, ontnigter. Ons het 'n deur na 'n nuwe wêreld, wat ons saam met Jona gaan kyk het na hoe reageer ons wanneer God ons roep om God se verlossing aan ons vyande te verkondig. Die tweede week het ons gepraat oor onvermydelik, God wat boer met genade. Matteus 13 wat die gelykenis vertel van hoe God vir ons sê, los die onkruid tussen die koring, want net nou doen julle skade aan die koring. En dan, om te ontdek ons derde week, 'n dieper standaard, Matteus 5, wat Jesus vir ons uit die bergpredikasie kom sê het, hy verwag meer van ons as net om die wet van Moses na te kom. Dit gaan nie oor 'n stel reëls nie, dit gaan oor ons harte, en hoe ons soveel meer doen uit liefde, as wat ons doen om net wette na te kom. Week 4 het ons weer gepraat oor onderskei. Wie is ek besig om te word? Ons het vanuit Filippense 1 vers 3 tot 11 mooi gedink oor wat is ons prioriteite en wat sê my prioriteite oor my as volgeling van Jesus Christus. Week 5 het ons gepraat oor onder onsie. Handelinge 15 het vir ons kom leer hoe ons as Christene ook van mekaar kan verskil, maar hoe ons daardie konflik anders hanteer as wat die wêreld konflik hanteer. Baie waar deesdae. Dan, ons 6de week het ons gepraat oor omsluit. Psalm 139 wat sê, God hou my vas, hy is aan al die kante, is hy daar by my. En nou week 7, sluit ons af met ontwrig. Met ander woorde, wat gebeur nou? In Lukas 10 vers 1 tot 20, hoor ons dat Jesus ons nou roep om nie net sinsoekers te wees nie, maar ook om singewers te wees in hierdie wêreld van ons, waar dinge so op sy kop gedraai is. Nou moet ek bieg, as jong mens, toe ek hierdie gedeelte gelees het dit my regtig baie bang gemaak. Want sê nou maar, Jesus stuur vir my na 'n plek te waar ek nie wil gaan nie. Wat van my familie? Wat van my veiligheid? Wat van die planne en die drome wat ek het? So my belewenis van Jesus was, dat hy soos 'n streng skoolhoof is, of 'n generaal is, wat net dink aan hulle belange, en hulle gaan my uitstuur om hulle belange te doen. Soos wat ek gegroei het in my verhouding met Jesus, en wat ek hom leer ken het ek besef, hoe lief hy my het, dat hy niks van hierdie dinge doen, om my seer te maak nie. Hy is nie besig om sy mag te misbruik, of om my te straf nie. Hy stuur my, omdat hy graag wil hê dat die liefde wat ek vir hom het, moet ek gaan deel met die mense rondom my. En ook in my uitgaan, in my gestuur wees, in hierdie ontwrig wees, leer ek hom nog beter ken, leer ek hom nog meer vertrou, en so word die ontwrig, word die sin soek, 'n sin gee,
'n sin deel met mekaar. Nou, vir die van julle wat my goed ken, sal weet, ek is 'n baie praktiese mens. So, nou is ek nog die uitreikbestuurder ook. My eerste vraag oor hierdie gedeelte in Lukas 10 is dit die resep vir hoe ons sendingwerk moet doen? Of is Jesus net besig hier om vir ons 'n beginsel oor te dra, dat ons moet uitgaan en sy boodskap gaan oordra? In my kop is 'n resep volg jy stap vir stap. Nou weet ek, daar's mense wat as hulle kook of bak, dan sê hulle vir jou, ag, die resep sê, jy moet 5 ml ingooi, ag, ons gooi sommer net so 'n handvol in, of dit wat ons in die hand het. Nou weer eens, soos ek sê, met 'n resep hier bedoel ek, moet ons stap vir stap, soos wat Jesus vir die mense hier uitgestuur het, moet ons dit doen vandag nog? Of sê ons vir mekaar, ons moet dieper kyk, is iets meer hieraan. Nou, as ons sê, dis 'n resep, dan weerspreek Jesus homself, want in Lukas 22, net 'n bietjie verder, dan sê hy vir sy disippels daarso, voorheen het julle sonder 'n beursie gegaan, en sonder ekstra skoene, en sonder 'n reissak, nou sê ek vir julle, dit is Lukas 22, vers 35 tot 38, sê Jesus, toe ek julle uitgestuur het, sonder beursie, reissak en sandale, het julle iets kort gekom? Niks nie, antwoord hulle. Toe sê hy vir hulle, wie nou egter 'n beursie besit, moet dit saamneem, en so ook 'n reissak. En wie nie 'n swaard het, die moet sy boekleed verkoop en een koop, want ek sê vir julle, hierdie skrifwoord moet in my vervul word. Hy is saam met die wetteloses gereken, want die woorde wat op my betrekking het, word inderdaad nou voltrek. Hulle sê toe, dis die disippels, sê toe, Here, kyk, hier is 2 swaarde, en hy sê vir hulle, dit is genoeg. So wat ons hier hoor is, Jesus kom gee nie vir ons 'n resep om te sê, dit is hoe jy sendingwerk moet doen nie. Jy moet met niks uitgaan nie, jy mag net in die een huis bly, jy mag net dit so doen nie. Wat hy wel vir ons kom sê, is dat ons, wanneer ons in hom glo, nie anders kan as om uit te gaan, en hom te vertrou, en te sê, Here, waar wil u hê, waar moet ek die boodskap van u genade en u liefde, moet ek dit uitdra? Nou as ons bietjie teruggaan, Lukas 9, dan lees ons dat Jesus eers die 12 uitgestuur het. In die vers 1 en verder, dan sê hy stuur die 12 disippels uit. En selfde, hulle moes uitgaan sonder om ekstra geld saam te vat, sonder ekstra beurs of 'n reissak, en dan kom hulle ook terug en om te sê, ons het hierdie wonderlike dinge beleef. So, hulle het uitgegaan, hulle het iets beleef van dit wat hulle glo in Jesus, moes hulle vir ander mense gaan deel, teruggekom en vir Jesus gesê, sjoe, dis wat ons beleef het. En dan lees ons dan nou in hoofstuk 10, dat hulle Jesus 72 ander uitstuur, en dat hulle dan ook met die uitgaan, met die verkondiging van die boodskap, dat die koninkryk van God naby is, dat hulle ook iets beleef van wie Jesus is. So wat gebeur hier? Eerstens, beleef hulle dat God sorg en voorsien. Hulle moes net gehoorsaam wees. So, as hulle uitgaan en hulle gaan verkondig soos wat Jesus sê, dan beleef hulle iets van God se voorsiening. Ons, net soos hulle is dan aktief deel van die verspreiding van die evangelie. Dis nie net Jesus wat op sy eie gaan nie, of net die 12 disippels nie, hy stuur ook die ander uit, om die goeie nuus te gaan versprei. Jesus gee aan die mag aan hulle, om te doen wat hy gedoen het, sodat mense Jesus kan vereer. Dit gaan die hele tyd hier oor Jesus, dat mense hom kan leer ken, hom kan vereer, groei in hulle verhouding met hom. En dan waarsku Jesus, verwag weerstand. Almal gaan nie die boodskap aanvaar wat julle bring nie. So die disippels wat uitgaan word gewaarsku, en dan gaan hulle uit. Nou, Donnie ou Kennedy vertel, hy het op 'n slag in die gemeente gevra, hoeveel sendelinge het Helderberg gemeente? En die punt daarvan is 7000. Ons het nie net 2 wat in ander lande is nie. Almal van ons is sendelinge. As ek sê ek glo in Jesus Christus, dan beteken dit, ek is 'n gestuurde. Jesus stuur my uit om te sê, ek kan nie net die goeie nuus van myself hou nie. Ek moet die goeie nuus van sy verlossing met ander mense deel.
Nou, ek het groot geword met die idee dat die Here maar net 'n paar mense roep om sendingwerk te gaan doen en dat sendingwerk altyd ver is in 'n ander land. Nooit gedink dat sendingwerk hier by my kan gebeur of dat ek 'n sendeling kan wees nie. In Matteus 28 vers 19 en 20 en Markus 16 vers 15 stuur Jesus die disippels uit om te sê, gaan maak die mense my disippels, gaan verkondig die evangelie. Dan sien ons in die boek Handelinge dat die vroeë kerk nie anders kon as om Jesus te verkondig nie. Ek het nogal gedink toe Paul gepraat het oor onder onsie, die vroeë kerk sou hulle lewe baie makliker gemaak het as hulle nie gaan verkondig het wie Jesus is nie, want dan sou hulle nooit onder onsies gehad het nie. Maar omdat hulle nie anders kon as om die evangelie te verkondig nie, het dit opgeëindig met mense van verskillende kulture wat saamkom om te sê, nou verskil ons van mekaar, want ons het anders geleef, maar ons wil graag vir Jesus Christus saam dien en saam volg. So almal van ons wat vandag saam luister, saam in die gemeente betrokke is, saam in die kerk is, ons is sendelinge, oral waar ons gaan, oral daar waar ons leef. Die Here stuur my uit na my buurman, by die werk, by die winkels, by die skool, op die sportveld, in my gemeenskappe. Hier waar ons nou sit, is die kleuterskool besig, kinders is besig om buite te speel. Daai kinders, daai kleintjies, is sendelinge, daar waar hulle is, in alles wat hulle doen. Dit was my so mooi geweest, die afgelope tyd het ek by die tienerkerk gesien hoe twee meisies by mekaar sit. Die een meisie se hart was verskriklik seer geweest. Sy het gehuil dat die trane so spat, haar hemp was nat. En haar maatjie sit toe by haar, en toe ek gaan vra, is hulle okay? Toe sê die maatjie, sy sit maar net by haar maatjie, want haar maatjie en die maatjie se pappa het beklei, en die maatjie se hart is nou sommer net seer. En sy sal nie so by haar sit, hulle is okay. Wat 'n wonderlike sending, om Jesus se liefde so uit te leef. Ander mamma vertel my, dat haar dogter wat in die laerskool is, toe sy hoor een van haar mamma se vriende wat in die hospitaal is, nie skoolbehoeftes, skryfbehoeftes kan bekostig nie. Toe het hierdie meisie, laerskool, haar sakgeld gaan gee vir haar mamma, en gesê, mamma, koop asseblief skryfbehoeftes vir hierdie meisie, want sy moet ook hê wat sy nodig het, om skool toe te kan gaan. Dit ontwrig ons. Partykeer, dit was nie regtig tyd nou om te dink oor hierdie ding nie, of ek is haastig, of ek is so gefokus op dit wat ek nou wil doen, of ek wou miskien daai geld gebruik het om te doen wat ek wil doen. En dan kom ontwrig Jesus my, kom roep my om te sê, ek het jou geroep om my liefde en my genade uit te leef, en ek roep jou nou. Is ons beskikbaar om ontwrig te word? Want die mooi is ook, Jesus vra nie van ons om net die inligting oor hom te versprei nie, anders kon ons maar traktaatjies gevat het en net vir mense uitgedeel het. Selfs al deel ons iets uit, inligting, ons is aktief besig om verhoudings te bou, want die koninkryk van God bestaan uit verhoudings. Ons is God se tekens, dat hy in die wêreld is, en dat hy besig is om die wêreld te herstel. Christopher Wright, bekende teoloog, sê, it is not that the church has a mission, it is that God's mission has a church. En dit is dan hoe Jesus hierdie 72 uitstuur. Hy stuur hulle uit om te sê, maak die pad vir my gereed. Hulle was op pad na dorpe toe, waarin Jesus nog sou reis. Jesus is op pad na sy dood en sy opstanding, maar hier is hy eers besig om hulle te waarsku en te sê, net voor dit in hoofstuk 9, het hy vir sy disippels gesê, hy moet Jerusalem toe gaan, om te gaan sterf. En dan in hoofstuk 9 vers 51 lees ons, dat Jesus vasbeslote sy reis nou aanpak na Jerusalem. Hy het nou geweet, hier is nou 'n tyd, waarmee hy hierdie reis aanpak. En dan sê hy in hoofstuk 10 vir die 72, hulle moenie tyd mors langs die pad met te groete nie. Hulle moet reguit gaan na die dorpe toe. Hulle moet gaan bly by een gesin. Hulle moet saam met die gesin eet. Hulle moet die goeie nuus deel. Hulle moet mense wat siek is gesond maak en hulle moet duiwels uitdryf. En wanneer hulle dan nou by die dorp en in die huis kom by die mense, is hulle eerste woorde wat hulle dan oordra is om te sê, vrede vir hierdie huis. Hoe dra ek daai vrede oor? Deur saam met hulle te eet,
saam met hulle te kuier, hulle te leer ken, en ook te wys hoe lyk my lewe, omdat ek Jesus se vrede in my lewe het. So, uit hierdie verhoudings, uit die saam eet, saam woon, saam doen, so ontvang ons die Here se vrede en deel ons dit dan ook uit, en hulle doen dit dan eerstens. Iets anders waarmee hierdie disippels uitgedaag word is, hulle moet regtig glo dat Jesus is wie hy sê hy is, en dat hy vir hulle die gesag gegee het om mense gesond te maak, en om duiwels uit te dryf. Want andersins sou dit nie gebeur nie. Anders was hierdie maar net 'n inligtingssessie wat hulle van deur tot deur geloop het. Kon miskien 'n program gewees het. Maar Jesus stuur hulle uit om verhoudings te bou. Wanneer hulle dan die mense gesond maak, sê hulle ook vir die mense, die koninkryk van God is baie naby. Ons het so 2 weke gelede, in week 2 het ons gepraat oor die paradokse tussen die koninkryk van God, die koninkryk van God wat nog aan die kom is, maar ook die koninkryk wat al reeds hier is in ons. So hier sê hulle, die koninkryk van God is aan die kom, Jesus is aan die kom, maar ons weet dat die koninkryk reeds gekom het, en dat die koninkryk van God ook in ons is. Die mooi is, dat Jesus nie net die elite kies, om sy getuies te wees nie. Jesus kies gewone disippels, sy 12, later die 72 wat hy uitstuur. En hy sê vir die 72, gaan 2-2, heel waarskynlik deel daarvan is dat in daardie tyd is getroue getuies leef as jy 2 mense dieselfde getuienis het, dan is hulle getroue getuies. En hier gaan hierdie 2-2 gaan uit, om betrokke te raak in die gemeenskappe. So Jesus leer vir ons iets van, om deel te wees van sy gemeenskap. Is nie net om 'n toeskouer te wees nie, glad nie, ons is aktiewe deelnemers. So hierdie disippels wat uitgaan, kon nie net staan en kyk hoe die 12 uitgegaan het nie, hulle moes ook uitgaan, om te gaan verkondig, hulle moes ook gaan beleef, wat is dit, om 'n getuie te wees, om te sê, wat beteken dit, ek glo in Jesus Christus, ek glo hy is die Christus, ek glo, deur hom koninkryk van God kom. Nou ons het interessante gesê, die afgelope tyd met gemeentes in Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Indië en China. En hulle vertel hoe dat gemeentes groei juis omdat hulle geroep is. En veral wanneer hulle besef dat hulle sendelinge is, self is. Baie van daai mense, wanneer hulle die eerste keer tot geloof kom, dan dink hulle, sendelinge kan net mense wees van Amerika, Suid-Afrika of uit Europa uit. Daai mense is getuies van Jesus Christus. En toe het hulle besef, maar ons is ook, geen gelowige kan sit en sê, ek is net 'n toeskouer nie. Elkeen van hulle het ook getuies geword. En hulle getuienis is nou juis hoe dat die kerk groei daar waar hulle is. Ons het met iemand gepraat wat betrokke was in een van die geslote lande. En die het toe nou vir ons gesê, hulle het nogal gedink in die tyd toe hulle uit China uit is, dat daar nooit weer groei gaan wees nie, toe hulle weer kon teruggaan, toe ontdek hulle, Christus het sy kerk laat groei. Ons is daar om net orals te getuig. Ons kan nie stil bly, omdat ons weet wie Jesus is nie. Dan 'n ander ding wat vir my nogal uitgestaan het, is Jesus wat sê, die oes is groot, maar die arbeiders min. En juist met dit wat in die wêreld tans aan die gang is, het ek sommer net weer gaan kyk na die 10-40 venster. Ek het groot geword met die begrip, party van julle is dit nie. So die 10-40 venster is die 10 grade en die 40 grade breedtegraad van die noordelike halfrond. Die lande in daardie venster het die mense wat die minste bereik is, mense wat nog glad nie gehoor het van Jesus Christus nie. Daar's lyste van die lande wat daar val in daardie venster, maar hulle praat van ongeveer 3.45 biljoen mense, sê weer 3.45 biljoen mense, wat in daardie lande lewe, en 5.911 mensegroepe, nasies, wat nog nie van Jesus gehoor het nie, of nog nie die geleentheid gehad het om in 'n dieper verhouding met hom te groei nie. Ek en Olivia het onlangs die geleentheid gehad om ook met iemand te gesels wat so in 'n geslote land werk, en sy het vir ons vertel hoe hulle die evangelie van Jesus Christus met mense deel.
En sy sê, interessant is, ek het ook so groot geword, vroeër jare is mense as sendelinge na 'n land toe gestuur, so hulle het nie regtig werk gehad en jou werk was om 'n sendeling te wees. En sy sê toe, dit het nou heeltemal verander. Daar waar jy werk, jy gaan doen werk. Jy gaan nie as sendeling nie, jy gaan as persoon wat werk in 'n besigheid of jou eie besigheid begin, en deur die werk wat jy doen, dit is waar jy die evangelie uitdra. Dit is hoe jy op die ou ene mense beïnvloed om te sê, kom eet by my, kom kuier by my, ons leer van mekaar. Interessant wat sy ook sê, as jy 'n sendeling visa in jou paspoort het, dan sê sy ook, asseblief moenie na my toe kom nie. Ons wil juist deur die werk wat ons doen, wil ons oop wees dat mense gemaklik is om met ons te gesels. So die ironie is, ek wat teologie geswat het, wat 'n predikant is, gaan heel waarskynlik nie toegang kry tot daardie lande nie, lande soos Saudi-Arabië. Maar jy as dokter, ingenieur, fotograaf, kameraman, werktuigkundige, jy gaan daar kan inkom, jy gaan daar kan bly en werk, jou gesin kan saamgaan. En dit is die getuienis wat jy daar gaan bring. Ek het vanoggend 'n video gekry. Dit is een van die mooiste video's wat ek nou al gesien het. Dit is 'n man van Namibië wat werk in Qatar. Hy werk op die oliebore, op die olieskepe, sy gesin is tans in Doha, en wat hy net getuig, wat hy sê, ons is hier op hierdie skepe, almal is nou tans ontruim uit 'n sekere area uit. Hy sê, en een van die mense wat saam met hom op die skip is, het nou om te gekom en gesê, hoe kan jy, terwyl die wêreld hier rondom ons uit mekaar uitval? En sy getuienis is, hoe kan ek anders wees as om te vertrou op die Here? Ek bely dan dat ek glo in Jesus Christus. En ek glo hy is my koning, hy is my Here. Ek glo hy hou ons vas. En daarom kan ek kalm wees, al maak dit wat om my aangaan nie sin nie. Wat 'n wonderlike getuienis, dat ons wat nou in hierdie tyd leef, dat ons kan Jesus, al is ek bang, al is ek onseker, al verstaan ek nie van dit wat nou aan die gang is nie, dan kan ek met my hele hart getuig teenoor almal hier rondom my, en selfs teenoor die mense daar ver, dat ons vir mekaar kan sê, Here, ons enigste sekuriteit is om aan U vas te hou. Ons kan nie anders as om na U toe te kom nie. Ek wil julle aanmoedig, kom ons bid saam, kom ons hou mekaar vas. Baie van julle het kinders, het ouers, het mense in ander lande, in hierdie lande, wat tans aangeval word, wat onseker is, wat nie weet wat gaan môre bring nie. Kom ons bid saam, kom ons wees nou getuies, kom ons dra mekaar in hierdie tyd om te sê, Here Jesus, ons is ontwrig, hierdie is anders, ons is nie gewoond aan hierdie anders nie, maar help ons dat ons getuies sal wees, U getuies sal wees, in hierdie tyd van anders en ontwrig. So, bid ook saam met ons, want hier's 'n baie interessante ding wat aan die gebeur is. Ek het die afgelope 2 jaar het verskillende organisasies en gemeentes in Pakistan my gekontak. En hierdie week was daar toe 'n organisasie wat my gekontak het, wat hulle kyk na kinders wat in weeshuise bly, en ons het bietjie gesels, en ek het vir hulle gevra, in die situasie waarin julle leef, hoe kan ons julle ondersteun? En hulle het vir my gesê, bid saam met ons, aanbid die Here saam met ons, kom, die feit dat ons weet ons doen dit saam, dra ons in hierdie tyd met dit wat ons beleef. So ek wil vir julle vra, bid ook saam dat die Here vir ons as gemeente en gemeenskap in Somerset Wes sal wys. Hoe kan ons betrokke wees in Pakistan, in Indië, in Dubai, in al hierdie lande, in Iran, selfs vir Amerika. Ons bid vir elkeen en die Here laat hy ons lei om te wys hoe kan ons sy getuies wees. Dan 'n belangrike ding wat ons moet hoor is, Jesus waarsku sy disippels om te sê, ek stuur julle soos lammers tussen die wolwe in. Hy stuur hulle nie in om te gaan gil en skree op mense nie. Hy stuur hulle nie in en sê, gaan sit by 'n huis en dreig daai mense totdat hulle glo wat ek vir julle sê om vir hulle te sê nie. Hy stuur hulle in om te sê, met wie julle is, met liefde, met my genade, gaan tussen hierdie mense in. Maar weet, dat party julle gaan misbruik, weet dat party julle gaan toets, en weet dat party julle verwerp. En ten spyte daarvan, ten spyte van hierdie rowwe wêreld, gaan hierdie 72 nog steeds. Jesus stuur ons ook uit in 'n rowwe wêreld,
Hy sê vir ons, julle gaan verwerp word, julle gaan deur moeilike tye gaan. Maar ons sê ook, Here, ons kan nie anders nie. Ons glo dat U hoop en genesing en bevryding vir mense bring. Ons kan nie anders as om met compassion teenoor mense te leef nie. Ons wil betrokke raak, ons wil betrokke bly in hierdie wêreld. Selfs al verwerp hulle ons. En daarom gaan party mense ons sien as skoorsoekers. Die boekie praat so mooi van, word ons van sinsoekers na skoorsoekers. Maar ons soek nie skoor vir ons eie gewin, vir ego dinge nie. Ons is daar om Jesus Christus se liefde, sy hoop aan mense uit te leef. En as ander mense ons dan beleef as skoorsoekers, dan bid ons ook, dat die Here selfs in hulle harte sal werk. Want Jesus sê dan ook vir die disippels, wanneer hulle nie die boodskap wil aanvaar nie, skud die stof van julle voete af van hierdie dorp. Hierdie dorpe moet verstaan, hulle het 'n keuse om te kies, glo hulle in die Here of nie. En dieselfde met elkeen aan wie ons die boodskap bring. Dis nie ons taak om hulle te oortuig nie. Ons moet net getuig. Die oortuiging lê by die Here en by daai persoon se vrye wil om te kies. Wil hulle glo in Jesus Christus of wil hulle nie? Maar dat hulle 'n keuse het, en dis waar Jesus dan nou sê, die wee vir julle. Chorazin en Betsaida en Kapernaum, Jesus het die hele tyd daar rond beweeg. Die mense in daai dorp het gesien hoe mense gesond gemaak word deur Jesus. Dan sê Jesus vir hulle, dit gaan vir julle slegter wees op die dag van oordeel as vir Tyrus en Sidon. Nou Tyrus en Sidon was antieke Fenisiese hawestede gewees, die huidige Libanon, en die Israeliete, dit was heidense stede gewees. So die Israeliete het hulle veroordeel, hulle het gesê, daai mense het afgode wat hulle aanbid, en hulle sal dit moeilik hê op die oordeelsdag. Nou kom Jesus en hy sê, daai heidene gaan dit makliker hê as julle, wat gesien het wat Jesus doen, en tog gekies het om nie te glo nie. Ons het 'n rukkie terug met Jona, het ons ook gepraat en gesien hoe Nineve, wat Jona net so klein bietjie van die Here vertel het, hoe hulle tot geloof gekom het, teruggedraai het. So wat ons hoor is, hou net aan getuig. Dan kom Jesus en hy leer vir ons en hy leer vir hierdie disippels dat ons ten volle op hom moet vertrou. Hierdie keer sê hy vir hulle, moenie 'n reissak vat nie, moenie 'n beursie vat nie, moenie ekstra skoene vat nie. Hoekom nie? Sodat hulle kan leer om totaal en al op hom te vertrou. Dat hulle vir alles afhanklik is van hom. Nou, ek en my vriende spot baie keer, as ons al 'n moeilike situasie is, dan sal ons sê, ag man, gooi net geld aan die probleem toe. En ek is seker, Jesus het geweet, die disippels sal dit ook doen. As hulle geld by hulle het, dan maak jy betaal iemand, dan dink ons dis ons. Hierdie was 'n radikale afhanklikheid van God. Hulle moes net weet, hulle sekuriteit lê in Jesus. Nie in hulle werk nie, nie in hulle status nie, nie in wie hulle is, hulle familie nie. Dit is net Jesus Christus wat hulle sekuriteit is. En dis dieselfde nou met ons, met dit in en rondom gebeur is, kan ons anders as om vir mekaar te sê, Here Jesus, ons is net weer herinner, dat U ons enigste sekuriteit in hierdie wêreld is. Verlede jaar in November het ek gepreek oor die tema hou aan en hou vas. En Elisaio was die projek gewees wat hulle getuienis met ons gedeel het. Hulle het vertel van die gebou wat opgerig word in Croydon as 'n gemeenskapsontwikkelingsentrum. En toe daar nou 'n gedeelte van die gemeenskap in opstand gekom en ons het regtig moeilike tye gehad oor of die gebou moet aangaan of nie. Ons was selfs in die distrikpos gewees en ons het vir julle almal gevra, bid asseblief saam met ons, bid vir ons verhouding met hierdie gemeenskapslede. En die Elisaio span het hierdie week getuig, wat hulle gesê het, hulle beleef die Here se seën tussen hulle en die gemeenskap, waar die gebou besig is, hulle is besig om die dakkappe op te sit, en hulle verhouding met die gemeenskap het soveel verbeter, dat hulle al goeie gesprekke met mekaar kan hê. En hulle getuienis teenoor ons was om te sê, hulle weet, dit is net die Here wat hierdie kon doen. Niemand anders sou hierdie kon laat gebeur in 'n gemeenskap nie. Hulle het so 'n bietjie gevoel soos lammers tussen die wolwe, maar die Here het hulle getuienis verander. En hulle getuienis nou is, God is altyd getrou. Vertrou hom net, hou net aan om hom te volg. Hou aan om 'n getuie te wees.
ander projek wat my geleer het om op die Here te wag en op hom te vertrou en net aan te hou om sy getuies te wees, is projek 17. Hulle werk in 'n geslote land. En toe ek as bestuurder van Helderberg Uitreik begin het, nou kyk ons na die finansiële state en ons kyk wat doen mense, besigheidsplanne, en daar het nie veel by hulle aangegaan nie. En toe ek vir hulle vra nou, wat doen julle? Toe hulle antwoord en hulle was ernstig. Ons wag op die Here. Ons doen net iets wanneer ons oortuig is dat dit die Here is wat ons stuur. En ek het aanvanklik gedink, besigheidsgewys weet ek daarom nou nie hoe verklaar ons dit nie. 3 jaar later, omdat hulle gehoorsaam gewag het, is daar so 'n klomp goed aan die gebeur en nie een van ons, Helderberg Uitreik bestuur, die projekspan of die gemeenskap waar hulle werk kan sê, dis ons wat dit gedoen het nie. Almal van ons kan net getuig, Here, omdat ons geweet het, U is getrou, het ons getrou gewag en nou gebeur hierdie goed. So mag ons ten volle staat maak op God, ten volle vertrou op hom. Wanneer ek wil neig na my status, my geld, my mag, my invloed, wat ook al, mag die Here ons herinner dat hy die enigste ene is wat vir ons voorsien. Dan leer ek ook uit hierdie gedeelte, God roep ons om gehoorsaam te wees. Jesus roep hierdie 72. En hulle kon gesê het, nee Here, ons wil nie gaan nie. Maar hulle kies om dit te doen. Hulle kies om te sê, ons gaan uit, ons is gehoorsaam. En dan wanneer hulle terugkom, is dit so wonderlik om hulle blydskap te sien, om te sien hoe het hulle gegroei en hulle verstaan van Jesus, hulle verhouding met hom. So het ons ook iemand raak geloop in een van hierdie geslote lande, wat vir ons vertel het, omdat een persoon gehoorsaam was om 'n uitreik te vat soontoe, is hulle nou al 30 jaar lank betrokke daarso. Wat 'n wonderlike geleentheid om net gehoorsaam te wees, om net daai een ding te doen, wat die Here vir jou sê. Later sal ons sien, wat het die Here gedoen met my gehoorsaamheid. Jona het gegaan, hy moes net gaan, daar bekeer die hele Nineve hulle. Ons het tydens hierdie 7 weke gesels oor onder onsie. En daarmee saam sê ons vir mekaar ook, daar gaan moeilike tye wees, ons gaan van mekaar verskil, ons het dit gesien in Handelinge 15. Maar, hoe kan ons anders as om gehoorsaam te wees, om deur hierdie verhoudings, deur die onder onsies te werk? Die ontwrigting bring ons op die einde net nader aan God. En dan, Jesus kom sê vir hierdie disippels, wanneer hulle terugkom, dan is hulle so opgewonde, en hulle is veral beïndruk met die feit, dat hulle duiwels kon uitdryf, en Jesus sê, hy die Satan sien val uit die hemel, maar dan haak Jesus nie daar vas nie, hy vermaan hulle om vir hulle te sê, onthou waaroor gaan dit eintlik, dit gaan eintlik oor julle identiteit in Christus, dis vers 20 sê, en tog moet julle nie bly wees, net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, wees eerder bly dat julle name reeds in die hemel opgeskryf staan. Ons raak nie opgewonde oor ander mense se swaar kry en seer kry nie. Ons raak opgewonde oor Jesus Christus. Hy is ons grootste vreugde. Hy gee vir ons sin. En as kinders van God wil ons graag hierdie sin met ander mense deel. Ons soek saam met hulle en so saam met die soek word ons dan singewers. Ons boekie sluit af met die vraag: wat vra 'n getroue navolging van Christus van jou? Wat moet jy opgee? Nie begin en doen of aanhou doen. Wat moet ons as gemeente opgee, nie doen of ophou doen? Kom ons dink bietjie daaroor hierdie week. En ons projek wat vandag vir ons terugvoer gee is Uyawula. En Uyawula vertel die verhaal van mense wat kies om te sê, die Here roep my, ek het nie tyd nie, of ek is skaam, ek kan nie voor kinders lees nie, maar die Here het my geroep om hierdie 1 uur per week te lees, saam met kinders, graad 1, graad RR, partykeer is dit 1 op 1, om net te sê, Here, hierdie is my uitleef van u liefde, hierdie is my bietjie ontwrigting, uit my skedule uit, sodat ek kan gewoond raak aan anders. Ons gaan vir hulle ook bid, wanneer ons nou afsluit met gebed. So kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here Jesus, baie dankie, dat u ons kom ontwrig, en ons wil amper sê, Here, ons kan nie dankie sê nie, dis ongemaklik, dis vir ons moeilik, wanneer u ons kom ontwrig, maar dankie dat u doen,
Dankie dat U ons uitstuur. Hier naby, daar ver, vir elkeen lyk dit anders. En daarom is ons gebed, dat U vir ons sal wys, vir ons as individue, vir ons as gemeente. Here, wys vir ons, wat moet ons ophou doen? Wat moet ons meer doen? Waar moet ons oë meer op U gefokus hou en minder bekommerd wees oor ons eie self, eie sekuriteit, eie planne en dinge wat ons wil doen. Dankie Here dat ons ook vir U kan sê, dis ongemaklik. Dis baie daar vir ons, maak met ons bang om te dink waarheen U ons stuur, waarheen U ons roep. Maar dankie dat ons ook weet, U stuur ons nêrens heen, U roep ons nêrens heen, waar U nie alreeds is nie, wat U nie alreeds vir ons die toerusting en voorsiening gee, om dit te kan doen nie. Here, ons bid vir die Midde-Ooste, ons bid vir elke leier, ons bid vir wysheid, ons bid dat U genade en U liefde sal seëvier. Ons weet nie hoe dit lyk nie, ons weet nie wat ons moet doen of nie doen nie, maar Here Jesus, wat ons wel vra is dat U vir ons sal wys, en duidelik sal wys. Ons bid vir elkeen wat swaar kry, ons bid vir elkeen wat nie weet wat om te doen nie, wat hooploos is. Here, mag ons die getuies wees wat U liefde, U genade, U redding, U hoop en verlossing aan mense verkondig. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. In ons gemeente sê ons met die een hand, stuur ons uit, seën ons jou, met die ander hand ontvang ons die seën. En daarom is my seën en gebed, mag die Here jou seën met sy liefde, en mag jy daardie liefde in oorvloed uitleef, orals daar waar jy gaan. Mag die Heilige Gees jou oopmaak, bewus maak van daar waar hy jou roep, om getuie te wees van Jesus Christus se redding en verlossing. En mag die Vader ons elke dag, elke oomblik oortuig en herinner aan sy voorsiening, dat hy ons sekuriteit is. So seën die Vader, Seun en Heilige Gees ons nou en tot in ewigheid. Amen.